Vriende, hartlik goeiemôre. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Dis 'n nuwe dag wat ek en jy die hand van die Here ontvang. Kom laat ons ook luister na sy wil vir ons lewe vanuit sy woord. Dankie dat jy by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre Psalm 80 vers 20. Here, almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons redding. Israel het in baie groot nood verkeer. Hulle vyande het met hulle gespot asof God hulle verlaat het. Die psalmskrywer gebruik die woorde van ons teksvers 3 keer in sy psalm en versterk daardeur sy gebed. Openbaar u mag, kom help ons tog. Vers 3. Die vyand verheug hom daarin, dat die Christendom, ten spyte van ons baie kerke, so magteloos is om die sonde van dronkenskap, onsedelikheid, wêreldsgesindheid en geldgierigheid te oorwin. God se kinders vra, kan niks gedoen word nie? Is daar geen hoop op herlewing nie? Is God nie gewillig om sy kinders te lei tot 'n voller, dieper lewe van oorwinning oor die sonde en oor alles wat Christus in Christen en heidenlande teenstaan nie? Het God nie in sy groot liefde beloof om vir ons sy gees te gee in antwoord op ons gebede nie? Wag God nie op ons gebede om die werk van herlewing dalk te begin nie? Herlewing, broeder en suster, is uiters noodsaaklik in die tye waarin ons lewe, veral hier in ons land. So baie mense leef net vir hulle self. So baie Christene begin goddeloos te lewe saam met die res van die wêreld se mense. My eie plesier en gemak is belangriker as God se woord. Dit mag nooit wees nie. Ek en jy moet weer ons eie lewe gaan oordink. Hoe lyk my persoonlike geloofslewe? Spandeer ek genoeg tyd saam met God? Is ek gehoorsaam aan sy woord? Gaan ek kerk toe? Lees ek my Bybel? Bid ek elke dag? Spandeer ek tyd saam met die lewende God? As dit nie so is nie, moet ek en jy hierdie sondes voor die Here bely en vra dat hy ons weer sal nuut maak deur sy Heilige Gees. Ons land, broeder en suster, is in 'n toestand van chaos. Daar is herlewing nodig. En dit is moontlik. God wil hê, ons moet aanspraak maak op sy beloftes en ons reg as lede van die koninklike priesterdom laat geld, volgens 1 Petrus 2 vers 9. Waar moet herlewing begin? Dit begin by kinders van God, wat hulle tot sy beskikking stel as instrumente, waardeur die Heilige Gees kan werk. Ons moet ook ons sonde erken en bely en ons toewy aan Jesus Christus. Ons moet vra in ons gebede dat hy in ons en in die mense van ons land sal werk om siele te red. Christene moet besef en bewys dat die doel van die lewe is om God te dien. God het dit vir ons moontlik gemaak deur sy seun Jesus Christus. En sy bloed wat vir ons uitgestort is aan die kruis op Golgotha, kom reinig ons van al ons sondes. Oral waar God se kinders alles opoffer om te lewe en te werk en te ly, soos Christus gelewe, gewerk en gelei het, daar het die herlewing begin. Dit help nie jy begeer 'n dieper en oorvloediger lewe, as dit nie jou hoofdoel is om vir Christus te getuig, om ander mense vir sy diens te wen en in liefde vir hulle voorbidding te doen nie. Kom ek en jy gaan op ons knieë en ons erken ons sonde voor die Here, ons bely dit voor God, ons vra vergifnis en ons begin werklik toegewyd lewe soos wat God van ons vra. Die Here sal tot ons redding verskyn en dit sal weer met ons land goed gaan as mense besef hulle moet buig voor die lewende God van hemel en aarde. Die Here roep jou vandag as sy werktuig. Kom ons wees beskikbaar en bereid om vir hom te lewe en te werk.
En mag die Heilige Gees in ons harte werk tot geloofsversterking en ons gebruik om die goeie nuus van redding met alle mense te deel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, waarin ons vir U tot eer kan lewe, en vir hierdie wonderlike boodskap ook vanmôre vanuit U woord. Ons kom bid vandag vir herlewing van ons land en sy mense. Wil U mense tot sonde besef en berou bring oor hulle lewe. Wil U deur die Heilige Gees in mense se harte werk en 'n vuur aan die brand steek, sodat mense sal besef, hierdie wêreld gaan verby, en sonder Jesus Christus is daar geen hoop op redding nie. Dankie vir 'n nuwe dag vandag. Laat ons vandag 'n verskil in U koninkryk maak. Laat ons toegewyd lewe en oral die goeie nuus van Jesus Christus met alle mense deel. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.